Welkom by vandag se episode. Ek dink as ouers wil ons altyd hê ons kinders moet gesond wees. En wanneer ons iets hoor by 'n dokter wat sê dat ons kind nie gesond is of iets anders fout is met ons kind, dit 'n groot neerslag is vir ons as ouers. Vandag praat ons gas oor haar seun se storie met sy mediese diagnose en ook sy outisme diagnose. Ek hoop dat dit hulp sal bring vir daai wat dit kyk en vir die mammas en pappas met autistiese kinders dat julle sal weet dat julle nie alleen is nie en dat die pad dalk isolerend is en dalk moeilik is, maar daar is altyd help. Baie dankie. Diep in my stilte hoor ek jou naam. Tussen die skeure waar my vrese slaap. As alles breek en al my kragte gaan, staan nog jy, staan nog saam. So Nicoline, baie welkom vandag en baie dankie dat jy jou storie gaan deel. Ek is baie opgewonde. Dankie dat jy my genooi het. Baie dankie. Ek wil graag begin met die dag wat jy uitgevind het jy's swanger. Ja, dit was groot opwinding in ons huis gewees. Ons het Ja. vir niemand gesê nie. So ons het letterlik 3 maande gewag voor ons selfs vir oumas en oupas Ja. laat weet het. Sure. Wie geweet het was natuurlik ek, my man en my werkgewer. Vir Okay. indien iets Ja. gebeur is eerste swangerskap, so Ja. mense is maar versigtig. Ja. So ja, ons was baie opgewonde. Sure. The big unknown. Jy weet nie Yes, wat kom nie. yes. Ja, en die familie het eers 3 maande later uitgevind Sure. en veral my ma se kant eerste kleinkind. Ja, dis wonderlik. Yes, Dit so is dit wonderlik. was 'n lekker tyd gewees vir Ja. ons. En jou swangerskap self, het jy soos 'n goeie swangerskap gehad of hoe was jou swangerskap gewees? Ek het 'n baie goeie swangerskap gehad. Ek Okay. was net baie naar gewees Okay. van die begin af. My hele termyn wat ek gedra Ja. het, net baie naar, maar ek was nie siek gewees nie. Daar was nie komplikasies nie. Ek was by elke dokters Ja. besoek gewees. Ja. So baie gesonde swangerskap Ja. en ek het geoefen tussenin, Sure. geswem nog 'n bietjie, Ja. probeer aktief bly. So baie gesond en baie goeie swangerskap gewees. Ja, ek het nog studeer daai tyd ook. Ja. Maar alles was goed. Like it was very well balanced. Yes. So geen onnodige stres nie. Mense Sure. sê dalk jy het nie gestres nie. Ja, Ek ja. weet nie. Ja. Maar ek het daar was geen komplikasies gedurende swangerskap Ja. nie. En toe kom jou seentjie op daai dag. Vertel my 'n bietjie van sy geboorte en hoe was daai gevoel vir jou gewees daai dag toe hy gebore is? Dit het 1:00 die oggend begin. Ja. Die aand voor die tyd wat was 7 Desember gewees, het ek en my man gesit en gepraat. Ons het nog op Ashton Baai gebly. Maar die 8 Desember is nou my verjaarsdag. So ons het nou gepraat Wanneer oor was sy due date gewees toe? Februarie. Oh goodness. Gepraat oor wat ons gaan doen die volgende dag na werk. Ons het nog ons Kerspartytjie gehad. Hy gaan kom Nee, van waar ons gaan eet en waarvoor ek lus. Ja. En 1:00 die oggend toe staan ek op en jy weet mos mens moet maar nou baie plaasie leegmaak Ja. en toe besef ek, "Sjoe, iets is nie okay nou nie." Dis En ek staan op en ek gaan sit weer toe besef ek my water het gebreek. Oh my goodness. Sonder dat ek nou geweet het en ek is self onseker Ja, nou. ja. Ek het gekruipte bene gaan soek my foon, tipies Google As we all do. en ek het nie geweet hoe om my man wakker te maak nie, want hy is Ja. een van daai ook as jy hom vinnig wakker maak, weet hy skrik. Ja, Jy ja, weet, dit ja, is ja. soos regte ninja moves as hy wakker raak. So nou sit ek eers vir 5 minute en dink Dink jy okay, daaroor? wat gaan ek nou doen? En ek het hom net wakker gemaak en gesê luister, ek dink my water het gebreek. So, En ek het opgegaan boontoe, hospitaal gebel, St George's en gesê luister, hierdie is my situasie en hulle het net gesê kom. sure. Ek het nie 'n hospitaalsak gehad nie. Ek het niks vir Danilo gehad. Hy's 30 Ja, weke. jy mens het nie gedink dit gaan gebeur nie. Ja, water het gebreek, ingegaan. Hulle het alles probeer om dit vir ten minste 2 weke terug te hou. Okay. Ehm
En ek het vir my man gesê asseblief, ry net terug Ashton Baai toe Ja. en gaan haal my werksak. Oh, wow. Want my laaste projek vir Stellenbosch was ook due gewees. Ja. Sodat ek net alles kan doen. En jy het gedink jy gaan nog betyds wees vir dit, of nog baie tyd hê. Ja, ja. So, En dit het gekom en hy het daai middag 5:00 se kant, toe kom hy terug met my laptopsak. En ag, dit was nie 'n halfuur na dit nie, toe kom dokter Greef ingestap Ja. in die kamer met sy brilletjie Ja. en die hoedjie en hy's reg en hy loer net vir my so en hy sê vir my suster, maak jou reg. Ek is vir wat? Hy sê dit gaan nou nou gebeur. tyd. Dis nou tyd. sure. En ja, my druppie verander en Het jy ek normaal gekraam? ja, Sure. en oorgestap oopboude na die kraamsaal toe Ja. en hy's 20 voor 8 gebore. Sure. En hoe was dit vir jou? Want dis amper soos jy het nog daai hele tyd gehad, ek het nog 10 weke, 8 weke om myself te prepare en ewe skielik is dit soos hy's hier. Dit is half amper 'n skok vir jou liggaam. Dit was 'n groot skok geweest. Ja. Ek onthou nog hulle het hom dadelik weggevat. Sure. Natuurlik nou in NICU toe. Ja. En my man is saam en ek lê alleen in die kraamsaal. Jy lê daar, Ja. daar's niemand nie. Sure. Jy weet nie wat gaan aan nie, jy weet nie of hy okay is, jy weet nie of jy okay is nie. Ja. Niks kommunikasie om te Nie want sê. hy's nou prioriteit. Ja. Dit is nou so Ja. all hands on deck. Hulle moet seker maak hy's Ja. okay. So ja, hulle het hom weggevat en ek het net daar gelê, ek het geweet wat gaan aan nie en ag, die susters was baie oulik, hulle het my toe kom help en Kon jy hom daarom sien? ja, ek het eers gaan stort en toe ek nou omloop om te gaan sien, dit was so net so voor 12 gewees. Toe sê hulle vir my ek moet eers wag. Toe is hulle nou besig soos met al die pypies en die goedjies wat nou moet aankom in die naaltjie ook vir die voeding en Ja. soos hulle wag net eers 'n rukkie. So ek het hom gesien die eerste keer net na 12. Ja. Wat ek hom gesien het. So dit was ek kan nie vir jou sê hoe het ek gevoel nie. Ek weet self nie hoe het ek gevoel nie, maar as jy terugdink na dit was net dit is soos een groot blank feeling. Daar's niks nie. Soos nam. Ja, want jy weet nie. Sure. Soos okay, nou het ek 'n kind. Ja. 10 weke vroeg, ek het Ja. letterlik niks. Crazy. Weet jy wat En aan en nie? as hy nog 'n NICU ook. Dit is ook nie 'n normale geboorte wat jou babatjie is nou gesond en daar's hierdie unknown van wat gaan aan. Yes. Dit is baie moeilik. Ja, en jy weet dis nie daai skin to skin na geboorte nie. Dit word dadelik weggevat. Yes. Ja. Soos al daai goed wat ek nou op uitgemis het. Ja. En wat dit nog moeilik maak is ons het in Ashton Baai gebly, weet so Ja, ver van die hospitaal af. ver. Ja, so daai ry terug in die middag is soos daar's stilte. Ja, dis bad. Stilte, soos net stilte. En toe jy hom nou sien met daai pypies en ek bedoel hulle is bitter klein op daai weke. Dit is watter gevoel het jy gekry en was jy bang geweest? Ek was baie onseker. Onseker. Maar wat is haar naam? Anel is nou die sy is nou die unit manager van NICU en sy was daai aand oor hom gewees. Ja. En sy het hierdie rustigheid net oor ons gebring en mooi met ons gepraat en ons het ook 'n familievriendin van my tannie se kant af wat ook die aandskool werk daar. So daar was baie rustigheid van my kant af in terme van die personeel wat daar werk. Ja. En ek moet vir jou sê die personeel van St George's NICU het 'n groot verskil gemaak Ja. in daai ervaring van onsekerheid. Jy weet nie wat gaan gebeur nie. Ja. Maar jy leer vandag hoor. Ja. Jy leer baie Ek weet vandag. nie. As jy opdaag daai oggend Ja. 6:00, my man laai my af by die hospitaal. Ja. Jy loop dadelik na die chart toe. Ja. Hoeveel gewig het hy opgedaag oor 'n dag? Is dit 2 gram, 3 gram? Is dit Ja. op of af? Ja, jy Voeding- begin alles nou. Jy begin nou die dokter word. jy moet op dit wees. Ja. Maar ja, die span daar het dit vir my baie makliker gemaak. Sure. En ook dokter Bowden wat ons pediater is. Sure. So toe, ek gaan net 'n bietjie vorentoe gaan nou. Ja. Toe is julle by die huis en Boetie raak bietjie ouer en vertel my 'n bietjie nou van daai tydperk toe hy nou by die huis is, hy's bietjie ouer. Wat het toe gebeur? Ja, so weer eens Ashton Baai, ons het daar gewoon en na 4 maande toe moes hy nou skooltjie toe gaan of voorskooltjie toe want ons het nou nie geen familie daar nie. Ja. So daar's niemand by wie ons hom kon los nie. Sure. En hy het verskriklik baie siek geraak. Ja. In daai tydperk van die 1 tot 4 van geboorte tot 4 maande. Daar was hy fyn O, gewees. na dit. Na dit. Okay. Na dit.
Hy was verskriklike huilerige baba, nie koliek nie, Sjoe. hy het net gesukkel om te slaap. Hy kon nooit Okay. slaap nie. Ek het vir 4 jaar, ek sê vir die eerste keer nou slaap ek. Sjoe, na 4 jaar. Ja, na 4 jaar. Ja, dis daar's hoop. Daar is hoop, daar is hoop. Almal sê vir my by jaar 2 raak dit beter. Nee. Jaar 4 was myne. Ja, by die huis was alles oukei geweest. Hy was moeilik. Hy het baie gehuil, ons het min geslaap, Sjoe. maar hy het goed gedrink. Okay. Ek het geborsvoed en Okay. ook ek het formule ook vir hom gegee. Vir almal die terug gaan werk toe, mens kan nie altyd by die werk jou ding doen as vrou nie. En ja, met die skool toe gaan baie siek geword. Hy het tot en met vandag toe 15 keer opgeneem in die hospitaal. Sjoe. En maar ja, hy het elke keer goed hanteer en ek was met elke opname daar gewees. So ek kon alles fyn dophou van hoe kan ek sê, sy simptome, hoe die susters hom behandel, die dokters, enige diagnose wat deurgekom het. So ek was daar. So dit was maar moeilik geweest en al daai goed het 'n rol gespeel met waar hy nou vandag is. 100%. So, toe sy nou 4 maande is sy nou skooltjie toe en ek weet vir myself, ek het so 'n app gehad en mens volg daai developmental milestones, nê. Dit is amper ek haat dit eintlik op dieselfde tyd, maar dis ook goed want mens moet ook weet wat om te verwag as jou kind byvoorbeeld nie 'n milestone bereik nie. Maar wat het toe gebeur dat jy besef het dat iets is nie reg hier nie, sy milestones word nie bereik nie. Hoe daai ontwikkel? Eerste ding wat ek gedoen het nadat hy ontslaan was van NICU af, ek het dadelik gaan oplees van enige iets wat kan verkeerd gaan, veral met 'n prembaba. Okay. So ek het alles letterlik fyn dopgehou. Sure. Ek het nie geweet van autisme nie. Ek het nie geweet van developmental delays nie of sensory processing disorders nie. Ek het van niks geweet nie. Sure. So het ek begin lees en ek het so 'n swart boekie gehad en ek het alles daar begin inskryf. Ja. Op watter maand of hoeveel weke het hy begin kry. Begin babbel, sy eerste woord. En ek was regtig baie deeglik geweest met dit en ek het seker gemaak ek gaan sien Dr. Bowden wanneer ek hom moet sien. So ons het regtig 'n goeie verhouding en ek het alles met hom gedeel. So eerste goed wat gebeur het waar ek opgelet het, Danilo is agter. Was natuurlik met wanneer hy begin kruip. Wanneer was sy eerste woorde gewees? Wanneer kon hy self sit? En wanneer kon hy loop of sy eerste paar tree, daai tipe goed. So ek het alles letterlik fyn dopgehou. Toe weet ek en ek het elke keer maar net die dokter laat weet met ons besoeke. Dis nou hoeveel woorde hy kan sê, maar hy kan dalk nie 2 woorde bymekaar sit nie. So ek het al daai goed fyn dopgehou en deurgegee. En voor die autisme diagnose het hy ook 'n mediese diagnose gekry van vertel my hoe dit gebeur het. So hy was omtrent so 20 maande oud gewees. En ons het verskriklik gesukkel soos ek sê met sy slaap en hy gekla van ore en weet gedurig in sy ore getrap en sy koppie gevat. So toe dit opgeëindig waar ons mangels adenoids grommets gedoen het. En hulle het vermoed dis die probleem. So ja, hulle het maar net besluit luister omdat hy ook so baie siek raak en daar's soveel goed met hom dat ons maar al 3 live doen en sy mangeltjies was te vergroot geweest met daai tyd. So toe het ons dit nou gedoen en 3-4 dae later het Danilo nie gedrink nie. Hy het geen vloeistof ingeneem nie en ek het hom maar net geneem na Dr. Bowden toe en het hom dadelik opgeneem. En 'n druppie ingesit en dit was 'n kwessie van 2 minute toe swel hy op. Sy oogies heeltemal puffy toe. Die handjies was opgeswel. Jy weet die broekie, die rek om die broek het gedruk, hier by die blaasie, die maag, alles. Jy weet hy het letterlik opgeswel. En toe begin dokter toetse doen. Jy weet hy het urine toetse gedoen, bloedtoetse gedoen en weet nou sit ek daar in die bed. Nou vra ek vir hulle, weet bring vir my afskrifte van die bloedtoetse want ek het Empath op my foon. Ons het print uit laat ek self kan sien. Lees op. Jy weet nou jy gaan vir adenoids en grommets en dit is die jy dink dis bedoel dis 'n normale everyday situation. Hierdie is nie veronderstel om te gebeur nie. Hoekom het dit gebeur? Hoorie, ek sê vir jou en deur alles gewerk en een dokter wat aan call was, ek gaan nie naam noem nie, het gesê it's malnutrition. Soos
That's not it. That's not it, that's not it, want toe kom hulle agter sy albumin vlakke is baie laag. Okay. Maar weer eens, soos ek sê, Dr. Biden is baie deeglik geweest en hy het daai volgende oggend ingestap in ons kamer in en hy het net vir my gesê, "Listen, Daniela's got nephrotic syndrome." Sure. Nou sit ek daar, ek is soos, "Okay, ons is nou deur Sure. asma, Sure. en Chromis adenoids, tonsils en al die ander goed wat hy al gehad het, die virale infeksies. Nou kom jy met nephrotic syndrome." En nou sit Google. Ja, so ek sê, en hy sê vir my een ding wat baie snaaks was wat heel moontlik dit getrigger het is, hy het coronavirus opgetel in die hospitaal. Wow. En die variant wat hy gehad het was nie een wat daai tyd in die ronde gegaan het nie. So dit was 'n Sure. verskriklike ou variant geweest. Ja. So ons neem ook aan hy het dit in die hospitaal opgetel. Sure. En ja, die rede vir die nephrotic syndrome bly idiopathic. Ja. Daar's nie 'n spesifieke rede Ja. nie. So hy Dis nogals crazy. Wat was daai gevoel gewees wat jy gekry het? Want ek dink hy's heeltyd siek, hy's heeltyd en dan kom hulle met hierdie naam, hierdie ding, ons kan hom nou noem. Hy het nephrotic syndrome. Ja. Dit klink scary. Dit Ja. klink nou, okay, daar's regtig nou iets fout. Ja. En wat was daai gevoel wat jy gekry het toe die dokter dit vir jou sê? Ek was eerstens geskok geweest. Ja. Dit is iets wat nie enige van ons verwag Ja. het nie, want daar is nie 'n nierkondisie in ons familie nie. Ja. So dit was En dit maak ook sin met die COVID dan en dit maak Ja. sin met die ja. So dit was regtig, dit was 'n groot skok Ja. vir my geweest. En toe begin al die gevoelens, jy weet mos nou van grief. Jy's Ja, kwaad ja. en jy het al die vrae en Ja. Dis amper soos 'n grief. Dis amper Ja. soos daai 5 stages soos of op grief Yes. wat jy moet deurgaan Yes. as jy Definitief. hierdie Definitief. En dit was ek kon die fases vir jou opnoem. Ek gaan nou deur hierdie fase, Ja. ek gaan nou deur hierdie Ja. fase en dit was dit was clear as daylight geweest, die Ja. fases waardeur ek gegaan het. So ek was verskriklik kwaad vir 'n lang Ja. tyd. kwaad vir wat? Dit was soos net dit was vir die like the medical system. Okay. Jy weet jy soek iemand om te blameer. Ja. Ja. Want ek kan nou nie myself blameer Ja. vir nephrotic syndrome. Nou Ja. sit ek daar nou sê ek soos nou Ja. hoe nou? I need someone I to need let someone. to outlet Yes. hierdie gevoel En- wat ek het. En ongelukkig is dit maar nou 'n dokter wat Ja, jy 100%, blameer of ja. die hospitaal of die Ja. teater waar hy dit opgetel het Ja. want hy het dit nie gehad Ja. nie. Ja. So Sure. ja, dit was moeilik, maar soos die tyd aangaan, ek weet ons sit nou hier vandag en dis 'n groot verskil van hoe ek voel en hoe ek dit ervaar Ja. en hoe ons dit moet bestuur as Ja. familie. Hoe sê jy is jou gevoelens teenoor dit nou? Ek is rustig. Okay. Ek is rustig oor dit. Ons het 'n baie goeie nefroloog Okay. wat die pad saam met ons stap en ek dink hy maak dit vir ons ook baie Ja. makliker. Ja. Jy weet hy's op 'n WhatsApp Ja. Dr. Sinclair in die Kaap. Sure. En ek hou van sy benadering en hy het gesê Mhm. weet jy wat, Daniela's immune system is peculiar Sure. and hopefully when he reach puberty Mhm. the makeup of his immune system will change. Sure. Then there's no need for all the medication to keep him in remission. Sure. Ja. En dit was sy woorde gewees. Sure. En jy hoop dat dit so Ja, sal. en hy het 'n goeie sin vir humor. Hy sê ja, this might be your life for the next 10 years, but Ja. ek sê okay, ek is klaar deur die 4 jaar slaap. Ja, Ons kan hierdie doen vir 10 jaar. Ja, sure, dis moeilik. Maar ja, ons is rustig oor dit. Ons weet hoe om dit te Ja. bestuur. Ek dink daar's soveel beheer in kunde. Ja. Dus as jy kundig is en jy kan self weet wat aangaan, dan het jy soveel meer beheer oor wat is okay en wat is nie okay nie en wat voor gaan jy sê ja en waar gaan jy sê nee, ek weet beter. Ja. So well done to you dat jy dit op jouself gevat het om te sê ek gaan nie net enigiemand vertrou en sê wat hulle sê is truth nie, Ja. maar ek gaan my eie research ook Ja. doen. En ek dink dit is daai verskil Ja. wat dit regtig Nee, die moeite definitief. werd gemaak het vir hom. Hmm. En toe is dit nou die groot diagnose want asof daar nou nie genoeg al was nie. Vertel my die dag wat julle toe nou uitgevind het dat hy gediagnoseer is met autisme. So die nephrotic syndroom het einde Oktober, begin November gebeur 2023, net voor sy tweede verjaarsdag. En met al die notas wat ek gemaak het vir Dr. Bowden, toe hy 2 word, toe sê hy vir my, okay,
ons is nou op die punt, so ons moet hom nou in terapie kry, spraakterapie en ons moet hom in arbeidsterapie kry. Hy sê hulle gaan hom nie diagnose vir enigiets nie, as jy nie probeer om self te sien of jy weet enige intervensie van jou kant af, dit gaan verbeter, die milestones nou nie. En so ons het hom in spraak ingekry. Ek is soos 'n mal mens, die hele PE plat gebel want almal is vol. Jy wag Sure. 3, 4 maande om in te kom. So daar's 'n groot need daarvoor. Daar is definitief. So ek het rondgebel, ingekom en ons het dit gedoen vir 'n jaar en 'n bietjie. En net na sy 3de verjaarsdag. So hierdie was die Februarie maand na sy 3de verjaarsdag. So het ons nou die afspraak gekry. Waar hulle nou hom assesseer. So dit was so 'n halwe dag se assessering. Ek het dan my maat nog saam met my gegaan en ek het saam met hom in die kamertjie gesit terwyl hy nou speel. En hy was baie oulik geweest. Hulle weet nie eers hoekom hulle daar is. Ek dink Lekker speeldate. Playdate met 'n tannie. Ja, lekker. Ja, maar ek het geweet. Ek het geweet na alles wat ek opgelees het en hoe ek hom dopgehou het. Dit gaan kom. ISD level 1. Okay. Dit was die Februarie die assessering en ek het die verslag gekry Maart maand. Ja. En sy was soos, "Is jy okay? Het jy enige berading nodig?" Ek was soos, "Ek is actually okay." Ek het geweet. Ja. Daar was soveel tekens gewees. Ek meen selfs met sy eerste tree. Ek het nog die video. Hy probeer dadelik op sy tone. Selfs met sy eerste tree. So dit was net van die begin af daar gewees. So ek was actually okay. So ek okay. Nou het ek dit. Ja. Nou het ek die verslag. Ja. Nou kan ek dit met die familie deel. Dis nie net mamma wat Ja. ooreageer nie. Yes. Ja. Ek dink jy sal verstaan. Ja. Dis nie mamma wat ooreageer nie. Dit is nou op skrif En dit is van sielkundige aard. Yes. Dit is gediagnoseer. Yes, dis gediagnoseer met die verskillende aspekte waarna hulle kyk. Ja. En wat baie goeie goed ook uitgekom. Ja. Wat ek voel belangrik ook was, Ja. maar wat ook mooi link met die diagnosis van ISD. Ja. So ja, daarmee was ek actually okay geweest. Dink jy dit was omdat jy al daai milestones so dopgehou het en amper sonder om te besef jouself half voorberei het en gesien het, jy het amper half tyd gehad om te sien, okay, hierdie goedjies is nie reg nie. So dit was nie daai nephrotic syndrome skok gewees nie. Ja. Dit was amper half sonder om dit te besef, was jy voorberei. Jy het half net die confirmation gesoek Yes, eintlik. definitief. Dit het 'n groot verskil gemaak in hoe ek dit daai dag ingeneem het toe ek daai verslag kry en toe sy met my praat. Ek dink sy het meer verwag van my. Yes, Soos yes. weet trane en is jy okay Ja. nou? Ja. Maar ek was regtig okay. Ons het dit verwag en ek het die familie voorberei vir dit. Ja. En toe het ek dit nou en dis op skrif. Ja. Ek dink nie alle ouers ervaar dit so nie. Nee. En ek dink vir baie is dit 'n groot skok gewees. Ek dink vir ander is dit wat is dit nommer 1? Hoe hanteer ons dit? Wat sou jy vir 'n mamma of 'n pappa sê wat hierdie diagnose kry en dalk nie so voorberei is of was soos jy nie? Wat sou jy vir hulle sê? As jy nie voorberei is vir so iets en jy kry daai terugvoer daai dag met die verslag en sy sit met jou of hy sit met jou en hulle werk dit deur. Ek dink hulle sal dieselfde voel soos wat ek gevoel het met die nephrotic syndrome diagnose, maar hulle moet verstaan early intervention is key. Ja. So sodra jy daai diagnose het, weet jy, dit is soos 'n ander hoetjie wat jy aansit. Ja. You have to advocate for your child now. Sure. Jy weet jy moet want hulle weet nie. Ja. Jy weet so jy moet nou soos ek sê, jy moet plan maak. Ek weet dit is maklik om te sê, maar kom by spraak in, kom by OT in, as die kind met vir fisio gaan, wat ook al dit moet wees, begin so vroeg as moontlik. Ja. Ek het nie gewag vir die sielkundige om vir my of sielkundige om vir my te sê Danielle moet gaan vir spraak in vir OT. Ja. Dr. Bowden het dadelik gesê, Voor die tyd dan. begin solank kry jou in Ja. en kyk of dit 'n verskil gaan maak. Ja. En dis moeilik. Ek meen niemand wil rondloop met 'n label of 'n diagnose nie.
En ek weet almal sê deesdae, ja, it's the new buzzword, my kind is autisties. So, Ja. dis moeilik. Ek kan nie myself indink as jy nie voorberei is nie, maar al Ja. wat ek kan sê is die dag as jy daai diagnose kry, is neem dit in, maar maak so vinnig as moontlik plan om jou kind by die regte mense uit te kry Ja. wat 'n verskil gaan maak in julle lewe. En so gaan Ja. jy as mamma of pappa ook baie Ja. meer leer Ja. van die proses en Ja. hoeveel verskillende aspekte daar is wat 'n rol speel. Ja, wat En jy dit dalk nie eens geweet het nie. nee, wat jy nie eens geweet het nie. Sjoe. So nou kom ons by jy moet nou vir die familie laat weet. En ek dink dit in en of itself is nog 'n moeilike situasie Ja, vir baie mense. Want baie keer en daar is nog baie mense wat dink dit is nie regtig nie. ja, Dit is net 'n stoute kind. ja. Dit is net iemand wat bederf is. Hulle moet leer om hulle emosies te beheer. Daar is nog sulke dinge daar buite, ongelukkig. Ehm, hoe hoe was dit vir jou om dit met vriende, familie en almal te deel? Ek dink die familie was vir my makliker Okay. geweest, want ek het hulle ook redelik ingelig. Ja, Jy weet met elke doktersafspraak, ons Ja. het 'n Tanilo groepie op WhatsApp. So met Okay. elke doktersafspraak het ek gesê, okay, dit is dit wat is wat aangaan. dit is wat aangaan, dit is wat ek met die dokter Ja. bespreek het. So hulle het geweet en ek onthou nog die dag toe ek terugry van die sielkundige af, toe het ek net in die WhatsApp groepie gesê it's confirmed, okay, Ja. ons kan nou aanbeweeg. Okay. So hulle het dit makliker aanvaar, maar daar kom tye waar hulle sê ja, jy moet jou kind jy weet die kind moet pak slaag kry vir sekere goed. En ek gaan net 'n goeie voorbeeld gebruik. Net na die diagnose met nephrotic syndroom, toe staan hulle op 'n hoë dosis kortison gesit. Ons weet hoe ons voel. So hy was op 2 mg per kilogram gesit wat hoog Hoog. is. En in die early stages van nephrotic syndroom en ek het ook moes nou geweet die kind is op die spektrum. Was daar groot element van selfharm. Ja. So hy het probeer sy kop kap teen enige iets skerp wat hy in die hande kon kry as hy ongelukkig is of as hy nie vir jou kan sê hoe hy voel nie, want hy het eers later begin praat. En nou kuier jy by 'n familielid en hy kan nie vir jou sê daai tyd nou hoe hy voel of wat hy eintlik wil hê nie. En sy dadelike reaksie is ek gaan my kop nou kap teen iets. Jy weet en dan sê hulle vir jou 'n familielid het vir my gesê ja, maar jy moet jou kind tig en maniere leer. Hoekom jy laat hom nou toe om hierdie goed te doen? Dit sê ek soos julle verstaan nie. Daai stadium met Danilo toe die selfharm element daar was. As jy probeer het intervene, dan raak dit erger. Dis so asof jy hom net moet los. Ja. As dit 'n minuut. Ja. He will gather his thoughts. Ja. Maak net seker natuurlik hy maak homself nie veilig, seer nie. ja. Maak seker hy's veilig. Ja. En wees net naby hom. Hy Ja. wil net hê jy moet daar Ja. wees. Ja. En dan sal hy homself vind en dan na die tyd sal ek met hom praat daaroor. Ja. Net op sy vlakkie Ja, afbuk, natuurlijk. in die Ja. oogies kyk en sê alles is Yes. okay, mamma Ja. verstaan, wat Ja. ook al die geval mag wees. Ja. Maar daai het 'n bietjie rusie veroorsaak, Ek kan dink. met die familie en ek dink hoe meer hulle ook bietjie opgelees het en video's gesien het van kindertjies wat vlak 3 is. Ja. Ja. Jy weet wat die realiteit Ja. van die saak is. Ja. En ek dink daai hele situasie, hoe dit jou laat voel as ma, want jy's by mense wat veronderstel is om jou te ondersteun en daar te wees vir jou en vir myself, dis moeilik as 'n kind 'n meltdown het Ja. en dit ek raak baie keer overwhelmed self nou nog. Ja. Want dit is overwhelming. Ja. Dit is nie maklik om jou eie emosies te beheer. Dis iets wat ons self ook moet leer. Ja. Hoe het jy gevoel teenoor daai mense? Want dit is veronderstel om jou safe space te wees. Is teleurgestel. Ja. Ek was definitief teleurgesteld geweest. In daai oomblik en ook kwaad, jy weet want my eerste ding wat ek gesê het is jy lewe nie in ons huis nie. Ja. Jy is nie in ons omgewing
Ja. van daai tyd van 'n kind wat Ja. nie slaap nie. Sure. Sy brein En skakel jy nie af slaap vir ook nie, so ek bedoel. sy brein het daai tyd eenvoudig net nie afgeskakel nie. Ja. Ek sê en hy kon nie lekker praat nie. Daai Mm. stadium het hy nog jou handjie gevat en jou gewys wat hy Ja, wil hê of sure. wat hy wil doen. Mm. So ja, ek was teleurgesteld en ek was kwaad geweest Het daai seer gemaak, Ja, okay. want ek voel soos 'n mislukking soos 'n mamma. Ja. Jy moet nou die trend verstaan, jy weet, ek voel my liggaam het my gefail Ja. met 30 weke. Sure. Toe sit in die nefrotic syndroom wat kom, Ja. okay, nog 'n ietsie Ja. en toe sit nou hierdie diagnose en ek Ja. soos, okay, Sure. please have my back. Ja, I've been through enough. Yes. Sure, dit is terrible. En die emosionele impak wat dit het op 'n familie wanneer jy met 'n autistiese kind in die huis is. Ek bedoel om kinders self te hê is verskriklik moeilik. Ja. Meltdowns is moeilik, maar hoe hanteer jy daai emosionele impak wat dit het op julle huwelikverhoudings? Ja, ek sal sê in die huis is dit okay, dis ons veilige plek. Okay. Danilo kan homself wees daar. Sure. Ek dink dit is in die publiek. Ja. In die begin wou ek enige persoon aangevat het wat kommentaar wou lewer. Het jy dit ooit gekry? Ja, ek het. Sure. Ek het. Wat het gebeur? Ek was in 'n winkelsentrum gewees en ons het geloop en ek meen jy ken nou Danilo en Ja. hy loop hoog op sy tone, Ja. verskriklik hoog. Mos so Ja. ons ook wat ons al gedoen het, die brushing en skoene en niks werk nie. So hy's hoog op sy toentjies en die vrou het kommentaar gelewer op dit. Sure. En Hoekom? ja, en ek wou dadelik wil ek vir jou iets sê, maar nou sê ek soos okay. Ja. Ja Tannie, ek weet, Ja. ek weet. Sure. En Dis ook crazy. by 'n eetplek, weet as Danielle opgewonde raak, hy spring op en af en hy flap sy handjies. En dan sal 'n pappa met 'n ander kind sê, "Oh, look at the exciting child. Oh, he's so excited." En sulke amper soos 'n weet nie hoe om te sê nie, maar dis kommentaar wat nie Ja, that's not necessary. it's not necessary. Ja, 100%. Maar dink jy dat hoe jy dit destyds hanteer het, daai kommentaar en hoe jy dit nou hanteer is anders? Ja, baie anders. Wat is dit? Baie anders. I let him be. Okay. Danilo, wees jouself, my kind. Yes, ja, dis wonderlik. Mamma sal jou Dis aanmoedig wonderlik. ook. Yes. Hardloop nog verder op dit hoor, hè? Ja, doen Flap nog harder. Ja, jy weet as jy wil op en af spring, Ja. whatever makes you happy. Ja, is dit nie pragtig nie? You're Ja. allowing him to be who he truly is. Ja, nee, soos Sure. as ons in die winkels ook rondloop, jy weet, I let him be. Ja. En as iemand iets sê, ek sal net hulle acknowledge en ek Mm, sal aanbeweeg. Dis amper of jy hoef nie meer jouself te verduidelik nie. Nee. Jy hoef En nie. Ietsie wat ek opgelet het die afgelope 2 jaar, daar is definitief meer mense wat weet. Want soos ek sê, Danilo loop op sy tone, hy flap sy handjies en hy spring op en af. En ek gaan nou weer spesifieke winkel as 'n voorbeeld gebruik. Hy wil alles self doen. So en hulle het hom toegelaat, kom agter die til inscan die goed self, vat mamma se kaart betaal. Ja. Daai tipe goed want hulle Ja, kan sien ja. that's what it's making Yes, him happy. yes, Want hy's ja. beyond himself. Ja. En hulle het dit toegelaat. En hulle het dit Ja, toegelaat. dis wonderlik. Sulke goede, Ja. jy weet so Sy klein goedjies, né? Ja. Wat net vir jou as ma, shoot, dit was eintlik nou lekker om winkels toe te gaan. Dit was eintlik maklik in plaas van ag, ek moet nou winkels toe gaan, dit gaan so moeilik wees. I dread this, jy Ja. weet. Dit is baie moeilik. Ja, en soos daai as hulle nou die knoppie druk, please go to teller number 4. So dan hulle is mos nou liever syfers. En dan gaan kyk hy en sê nommer 4 dan kom hy terug en dan sê vir vrou druk weer. En toe sê hy later aan geroep kom druk jy nou die knoppie. Jy weet dis sulke goed so hulle maak Ek smaak Ja. daaroor. van dit want hulle Ag, kan dis sien. beautiful. So ons het Ja. nou ons mense of ons winkels Ja. waarna toe ons gaan want hulle Dis ken hom nou. amazing. al. Ja, hy kan die knoppie druk. Hy kan die knoppie druk en hy kan self betaal. Ag, dis amazing. Dit maak my so gelukkig dat daar sulke mense daar is wat dit soveel makliker vir ander mense maak. Ja, Dit is dit vat tyd. Soos ek sê dit vat tyd vir jou as Ja. mamma of pappa ook. ja. En om dit deur te sien in die begin was dit moeilik. Ek Ja. meen jy sal verstaan. Ja. Ek wou nie in 'n winkelsentrum kom nie. Sure. Maar ons gaan eet nou nog nie uit nie want Danilo kan nie stil sit nie. Ja, dis moeilik. Maar daar's soveel vordering Ek is so bly. in hierdie 2 jaar. Sure.
Ek kan dit nie eens beskryf nie. Ja, dis is amper soos 180 Ja. grade. Ja. Ja. En ek wil net gou terugkom na hoe beïnvloed die nephrotic syndroom en die ISD mekaar? Hoe is daai twee, want ek bedoel dis twee verskillende diagnose, maar tog is die twee ook. Verduidelik vir my 'n klein bietjie hoe beïnvloed hulle twee mekaar? Medikasie. Mhm. Medikasie speel 'n groot rol. So Danilo is tans op tacrolimus. Dit is 'n immunosuppressant wat hy elke 12 ure moet gebruik. Okay. En hy het nou ook onlangs MabThera infusion gehad wat Mhm. sy B-selle Mhm. verwyder het. Mhm. So as hy nou positief toets, dit is nou Mhm. as hy proteïene in die urine het, moet ons hom terugsit op kortison. Sure. So en daai kortison weet it amplifies anger, Alles. meltdowns, Alles. jy's groggy, jy wil nie slaap Sure. nie. So dit speel 'n groot rol. So emosies is Ja. groot op daai oomblik. Sure. En dit is nie 'n 3-4 dag kursus nie. Jy moet dit gee tot waar hy 3 dae negatief toets en dan moet jy taper. Sure. So een relapse kan 6 tot 8 weke se kortison wees en dan 2 weke Sure. later dan gebeur dit weer. Dis ongelooflik moeilik. Ja, so dit maak dit regtig baie moeilik om die emosionele kant Mhm. te bestuur, om hom te help, om te reguleer, want wat doen ek? Ja. Ek kan niks doen nie want Ja. hy is op medikasie. Ja. Dit Dis nie hy nie. ja, Dis dis nie hy sleg. nie. Hy voel regtig sleg. Ja. Ja, dis baie moeilik. En dan wil ek sommer terwyl ons nou daaroor praat oor dissipline praat met autistiese kinders. Ek weet baie mense sê dat jy moet jou kind slaan en hulle moet leer en almal is geregtig op hulle eie opinie. Ek wil net dit sê. Ja. Maar hoe voel jy oor hoe mens autistiese kinders dissiplineer? Ja, dit is nogals 'n groot een en ons het dit ook gekry, jy weet van jy moet jou kind dig, hulle moet maniere leer. Nou een ding met Danilo is, hy is seker die kind met die mooiste hart en die mooiste maniere. Hy sal altyd dankie sê en sê dis 'n plesier en jou drukkie gee en jou random 'n swinkie kom gee. As jy vreemd, hulle sal hom steel, ek beloof jou. Maar wanneer dit kom by meltdowns of ietsie wat hy nie verstaan nie of hy maak jou seer dalk, ek kan hom nie slaan nie want hy sien dit anders. Hy sien dit as jy doen dit aan my, ek gaan dit aan jou ook doen want dit is okay. Mamma leer my dit. En vir hom en ander autistiese kinders, dit gaan oor regulasie 100%. en hoe om hulle self te reguleer. So as jy 'n kind gaan slaan wat sukkel om emosies te reguleer, hulle weet self nie eens wat gaan aan nie. It's like almost like the emotions are outside the body at that moment. Ja. Hulle weet nie wat Ja, gaan aan nie. So nou ja. kom jy en jy tig 'n kind. Ja. Sjoe, ek kan maar net indink hoe hulle voel. Sure. So met Danilo gewoonlik wat ek doen is, wat ook al gebeur, kom ons sê, hy het nou weer gaan deur 'n fase waar hy dalk klap of mamma nou seermaak of iets. Ek sal letterlik baie ferm met hom praat. Ek Want sal daar is dissipline in daai aspek. Yes. Dissipline beteken nie slaan nie. Yes. So ek sal letterlik om in sy oë kyk en hom styf vashou en hom verduidelik wat hy gedoen het is verkeerd Ja. en hy moet dit nie doen nie. En dan sal ek hom byvoorbeeld op sy arm tik of waar hy my getik en sê ek sien jy, mamma vat saggies. So as ek nog harder gaan slaan, dit maak seer. Ja. Ja. Maar met 'n meltdown, dis dieselfde soos ek verduidelik het toe hy deur daai fase gegaan het van 'n kop. Daai was sy tipe meltdown gewees. Jy moet net seker maak jou kind is veilig. Jou kind is veilig. Hulle is okay, hulle moet weet jy is daar. Ja. En dan na die tyd Ja. consolidate, jy weet Ja. dan styf vashou Sure. en verduidelik alles is okay Ja. of probeer uitfigure wat het dit veroorsaak. En deur dit praat. Dit is vir my die belangrikste ding. Kommunikasie. Kommunikasie is groot. En dit gaan nie die eerste keer werk nie. Dit gaan dalk nie die 100ste keer werk nie. Ja. Maar dit gaan eventually gaan dit werk. Ja. Ek het 'n interessante studie gelees wat hulle in Amerika gedoen het met oor die 16,000 kinders en hulle het hulle IQ's getoets en helfte van die kinders was geslaan en helfte van die kinders as dissipline en helfte van die kinders was nie geslaan nie. En na die tyd, en dit was 'n jarelange studie, het hulle gesien dat kinders wat geslaan was, se IQ het eintlik laer gegaan. En
die interessante ding is, dis niks te doen met die fisies daarvan nie, maar die emosionele die emosionele impak, want as ek iets verkeerd doen, gaan ek geslaan word. So as hulle iets doen of daai toets doen, ek kan dit nie verkeerd doen nie want dan gaan ek geslaan word. So dit gaan nie regtig fisies altyd oor net die fisies daarvan nie, maar die emosionele impak wat dit ook het. Definitief. En ek bedoel dit is 'n groot studie wat gedoen was. Ja, definitief. I mean, I can definitely relate Ja. to that. En met ons benadering met Danilo, kom ons sê jy kan sien wanneer 'n kind geslaan word. Ja, Kom ons sê ek definitief. is nou in jou huis en Definitief. Danilo mors sy sappies. Hy Ja. stappie, Ja. hy stamp sy glasie om of iets. Mm. Hy sal vir my kyk want hy's nou bang, hy het nou Mhm. iets gemors, Mhm. maar hy sal dadelik vra vir 'n lappie om te gaan Ja. skoonmaak. Ja. Ja. Waar 'n kind wat slaan, o jene shame. Jy weet hulle sal vrees wegkruip, huil. Sure. So daai emosionele trauma wat saam met dit gaan en Ja. ek weet almal gesê ja, gentle parenting, jy weet julle millennials. Mhm. Ons kry dit. Baie. Maar waar ons nou is en met 'n diagnose, jy moet verstaan wat is 'n meltdown Ja. en wat is stout wees 100%, vir 'n 4-jarige want, kind. 100%, want dit gebeur ook. Yes. Dit gebeur ook. Kinders is ook stout. Al Ja. is hulle autisties, doen hulle ook Ja. stout goedjies. Yes. Maar dis daai fyn lyn van wanneer moet ek extra gentle wees because this is a meltdown en wanneer is dit moet ferm wees, hierdie is nou stout. Ja, En definitief. daar is 'n fyn lyn tussen daai twee. Definitief. Tussen daai twee. En die stigma rondom outisme. Ek wil bietjie praat daaroor en jou ervaring, veral skole gewys. Ek dink jy stap al 'n moeilike pad, want Danilo moet amper graad R toe gaan, hè? RR volgende RR, ja. Dit is vir my nogals bitter hartseer. En vertel my 'n klein bietjie van daai pad. Ja, dit is nogals iets spesonders. Daar's klaar hulle oordeel klaar. So. 'n kind op papier voor hulle hom of haar ontmoet. So met Danilo se situasie, ons het besluit om hom vroeg vir die jaar in Coral Tree te sit, 'n oulike skool wat Janine hulle begin het. En die rede vir die skuif was klein skool, 8 kinders in 'n klas, 'n juffrou en 'n assistent, so baie individuele aandag. Ja. Wat ons as ouers gevoel het baie goed gaan wees vir die jaar voor ons nou die skuif gaan maak RR toe of R. En dan sê jy die plan is om RR mainstream te gaan. Yes. Okay. Yes, ek onthou nog Dr. Bowden se woorde aan ons ook was Danilo will be able to go to a mainstream school. He'll be different, but he'll find his way. 100%. En so dit was die plan gewees en so 2-3 weke in dit het elke dag gekla, "Mommy, I can't play with the children. Mommy, I can't play with the children." Toe kom ons agter die kinders is nie verbaal nie en hy praat. So toe was daar nou 'n bietjie frustrasie aan sy kant. Toe ons nou terug na sy vorige skooltjie toe, maar intussen toe probeer ek hom inkry sommer by 'n laerskool wat 'n RR en 'n R het. En die een skool waar die persoon wat die besluit geneem het hom nie eers ontmoet nie. Sure. En die antwoord wat ek gekry het is, eerstens met my besoek sê hulle, ja nee, daar's plek in ons Afrikaanse klas want ons maak Danilo Engels groot. Ons kan hom vir nou in die Afrikaanse klas sit en dan kan ons hom skuif. Dis ek nie as 100%. En ek het hom gevat om met die maatjies te speel en soos ek sê, die persoon wat die besluit gemaak het gesê nee. Maar die ontvangsdame wat my laat weet het vir my gesê nee, ongelukkig nie, die skool is vol. Toe sê ek Tannie, dis wat Tannie vir my gesê het toe ek daar was, asseblief wees. Wat is die rede? Wat is die rede? Wees eerlik met my. En sy het net vir my gesê haar woorde is, die skool is of die klas is te vol vir jou kind. Sjoe. Hoe Yes. as 'n ma, wat se gevoelens gaan deur Ja. jou in as jy daai woorde hoor, daar's nie plek vir jou kind nie. Ek wou vir haar sê, kan ek kom bring vir julle vir 'n week? Dat julle net sien. Dat julle net sien. So daar's klaar, jy weet, en my man ook, jy weet, hy's kwaad, jy weet hoe's 'n pappa, jy weet, hy's trots op sy seun. Wil sy kar klim en ry na die skool. Ek sê wees rustig, alles gebeur met 'n rede. Ek probeer maar dit net sê. Alhoewel jy moet ook sterk wees binne. Ja, so dit is een mainstream skool en PE en 'n ander ene ook. En hulle terugvoering was, hulle voel emosioneel is Danilo nie waar hy moet wees nie. Ons moet 'n ruk wag.
en ek het hulle weer gaan sien nou laasweek. En hulle het vir my gesê ek moet hom bring September. Hy moet 2 dae daar spandeer, maar dan moet ek hom weer evalueer deur die sielkundige en jy weet hoeveel duisende dit dis kos. baie. En dan moet ek die sielkundige kry om toe kom om in die klas te sit vir 'n paar uur. Ja, So jy kry klaar die gevoel jy wil hom eintlik nie Ja. hier hê nie en Ja. dan sê hulle vir my die antwoord kan nog steeds nee wees sure. Na al daai. na alles. So daar is definitief hierdie stigma en Sure. mense is bang veral met 'n high functioning kind. Yes. Ek verstaan 'n yes. level 2, level 100%. 3 en ek het vriendinne wie se kindertjies Ja. vlak 3 is. Ja. Maar as jy 'n high functioning kid het Mhm. wat verbaal is, wat kan lees en skryf en Wat praat en ongelooflik speel. slim is. Hy is nie eers hy is ongelooflik slim. Ja. Ek kyk op jou WhatsApps van hoe hy boeke lees. Ja. Ek bedoel hy is geniaal slim. Daar is absoluut geen fout met sy intellek nie. Nee. Nothing. Nee, hy's verskriklik lief vir boeklees en hy onthou goed. Ja, en weet wat doen jy as ouers? Dis nou skool nommer 2 wat sê nee en dit is skole waar jy graag jou kind wil Laat hy hê, wil hy gaan. wil laat gaan. Nou sê iemand vir my, ja, maar sit hom in die skool en jy weet die area gaan nou nie noem nie, Ja. wat naby aan jou werk is. Mhm. En ek sê maar wat is die doel van ek sit hom in 'n skool Mhm. omdat dit naby aan my werk is en Mhm. hulle kan hom nie afkeer nie want ek is deel van die feeder area. Right. Ek sê net maar dit gaan mos dis 'n Sure. groot onreg teenoor Dis Danilo om hom in Ja. 'n klas te sit van tussen 30 en 40 Sure. kinders. Sure. Dis baie moeilik. Ja. Wat is die pad vorentoe? Hoe lyk dit? So ek het laasweek 'n ander privaat skool gaan sien. Okay. In Homer en dit is ook 'n mainstream skool, maar hulle het 'n ander filosofie wat hulle toepas in die Okay. klas wat vir my baie goed werk. Okay. En ek dink dit pas Danilo se profiel goed. Okay. En hy het hulle ook gaan besoek en hy vra my vanoggend in die klas, "Mommy, am I going to the new school?" Oh, Like, "No, my boy, only when you turn 5 you're going to the new school." I said, "Remember your phone?" I was like, "Okay." It's like, "You're going to Juffrou Denise today and then Oh. after your 5th birthday." Gelukkig Ja, vir in ja, ja. Desember, so is nie lank Lank, nie. ja. I said, "Then you can go to the new school." Ai, shame. So daar is 'n plan. Ja. Met baie mense gepraat, jy weet, Mhm. ons Danilo se sielkundige is ook aan boord op 'n WhatsApp. Ja. Sy voice note my so ook, Dis jy weet. wonderlik. So ons village is regtig baie Ja, groot. en ek dink net om daar te stop, hoe belangrik is dit om 'n village te hê? In hierdie geval nê, ek sê vir jou, dit is ons village is baie groot. Ons familie is Sure. baie klein. Ja. Ons 'n baie klein familie, maar die mense buitekant die Sure. familie is verskriklik groot en Dis amazing. speel so 'n groot Sure. rol. En soos ek sê, 'n sielkundige, jy weet ek stuur vir haar iets en sy WhatsApp my terug met 'n voice note, Ja. met die 4 minute voice note. Dis Net nie om te help. dis nie 'n R1500 R2000 konsultasie nie. Dit ja. is dokters in klere in die Kaap. Ja. Dis 'n WhatsApp in die Sure. oggende. Waar in PE ek gesê was maak 'n afspraak, jy moet R1500 betaal. Nee, ons village is verskriklik groot hoor. Dit is ongelooflik. En wat van daai ouers wat nie daai village het Sjoe, nie? ek weet regtig nie hoe hulle dit doen nie. Sure. Maar my advies vir hulle sal wees is om hulle harte oop te maak aan mense wat belangstel, Ja. wat die regte vrae dalk vra, Ja. wat wil betrokke wees. Ja. Ek dink daai is vir my 'n groot ding Ja. met Danilo vir my en vir pappa. Mm. Is as jy wil deel wees Mhm. en as jy belangstel in Danilo, in sy ontwikkeling en ook die gesondheid kan van nephrotic syndroom, Ja. is jy definitief deel van die village. Ja. Net Ja. die inloer, Yes. Is jy okay? Is hy okay? Hoe gaan dit met hom? dis al. Ja. En hoe ons die dokters en die susters en die sielkundiges benader, dis soos familie Sure. vir ons. Dit wonderlik. En dit speel regtig 'n groot rol en hulle almal werk saam. Ja. Ek sal byvoorbeeld Dr. Bowden in PE sien of Dr. Lukie Mhm. ons GP. Hulle sal dadelik dokters in klere in die Kaap bel. Ek sien. So Dis amper soos 'n netwerk dis wat 'n groot span. Dis regtig lekker. Sure. Ons is 'n groot span Ja. behind the scene of Ja. behind the screen Ja. wat niemand van weet nie, want ek Sure. share nie die goed nie. Ja. Maar ons het regtig 'n groot village wat baie mense nie van weet nie. Ek wil jou vra as 'n ma, want selfs met 'n village moet jy ook nog na jouself kyk. Ja,
En ek weet jy is iemand wat altyd of in 'n hospitaal ergens is. As Ja. ek sien dan is jy op 'n vliegtuig Kaap toe of by jy weet ergens vir hom. Wat doen jy vir jouself? Want ek dink dit kan ook bietjie baie isolating wees. Dit is. Dis ook moeilik want pappa werk skoftes. Ja. Wat doen jy vir jouself dat jy ook kyk na jou eie mental health? Ja, daai is regtig 'n goeie vraag en baie belangrik. Want ek onthou iemand het eendag vir my gesê, "Nicoline, jy's soos 'n entjie op die water, jy weet jy. Ja. Jy's so bome onderaan Ja, vir jou lewe." Ja. So sê ek partykeer moet 'n mens vir Danilo se onthaalwe. Jy Ja. moenie vir hom wys Mm. dis moeilik nie. Mhm. So ek probeer tyd vir myself maak. Ek werk ook in 'n corporate omgewing. So Ja. dis 'n 8 tot 5 Ja. met jou lunchtime. Ja. Maar ek moet sê, die kliniekiergroep is baie goed vir my. Okay. So as ek met my etenstyd wil gaan oefen of ek wil gaan stap, dan gaan ek. Okay. Ek is nog steeds beskikbaar op my Yes. foon as daar 'n Yes. noodgeval Yes. is. So dit is vir my baie Okay. baie Dis jou belangrik. outlet. Dit is vir jou Yes. you time. Yes. Okay. Al is dit net daai uur Ja. van 'n Ja. dag. Dis vir my genoeg. Dis half soos 'n Sure. reset knoppie. Yes. Yes. En ek sal so nou en dan deur die loop van die jaar 'n paar verlof daar vat en Okay. bietjie myself bederf. Okay, dis goed. Maar dit is belangrik. Mhm. Want in die begin het ek nie en ek Mm. het heeltemal uitgebrand. Sure. Waar ek nou 'n punt weer bereik het, weet soos ek hier sit, weet ek is reg om weer terug te gaan universiteit toe. Sure, dis wonderlik. Dit is ja, dis soos 'n fase waardeur ek Ja. gegaan het en soos jy sê, die mens moet na jouself kyk. Jy moet Jy moet die reg not pull from an empty cup. Yes, en vir my gaan dit ook nie net oor om fisies na jouself te kyk nie, jy weet, jy moet geestelik na jouself kyk. Ja. En ook vir my met Danilo, dit is soos ek het altyd hierdie vlammetjie verleer. Ek gaan Mhm. altyd terug universiteit. Ek is een van daai sakkers. Sure. En ek wil teruggaan en ek wil iets gaan doen in healthcare. Sure. Want ja, ek dink daar's 'n groot storie wat nog gaan geskryf raak. And you're going to be part of that. Yes, ons is so opgewonde en ek dink Danilo Ja. ook. Ek dink hy sal seker die mees opgewonde wees van almal. Ek dink hy gaan rockets bou. So ons wag nog vir daai rocket. Die goed wat daar uitkom Tannie. Ek wil vir jou vra as 'n ma van 'n autistiese kind en ek dink in general, maar bietjie meer klem op ouers wat autistiese kinders het. Wat dink jy is jou rol as ma? As dit kom by 'n autistiese kind. Groot ding is you have to advocate. Mhm. Maak nie saak wat nie. Ja. You have to advocate for your little one. Ja. Ongeag ouderdom. Ja. En tweedens deel met mense Mhm. oor die diagnose, oor jou kind dat hulle Mhm. meer kan verstaan, beter kan verstaan. Ek dink daai is vir Kennis. my belangrik want almal voel skaam dalk as gevolg van die diagnose en hulle voel gelabel. Praat daaroor. Ja. Praat Ja. daaroor met almal, deel dit Ja. laat hulle beter kan verstaan. Ja. En soos ek sê, Melissa wat saam met my werk, haar dogtertjie is vlak 3 en ons check elke dag in met die Oh, dis wonderlik. want sy is op 'n ander plek Mhm. met Mia. Jy Mhm. weet, sy het ander goedjies waarmee Sy mee deel. yes. So ek vra haar elke dag, ek stap af, sy Sure. werk in dispensary, ek vra haar elke dag hoe gaan dit? Sure. Gaan dit met Mia, gaan dit met jou toe hulle Ja. geslaap? Ja. En sy vra vir my en vir haar is dit ook interessant, jy weet, en is moeilik. Ek kan my nie indink van 'n mamma of 'n pappa met 'n kind wat nie verbaal is nie, wat vlak 3 is. Ja, dis moeilik. So vir haar is dit ook interessant om van my te leer waar Danilo is. Ja. En ek leer weer baie van haar. En so groei julle saam, né? Ja. Dit is die want is ondersteuning. Dit is Definitief. ondersteuning vir mekaar. En ek vat Jolandi ook, nou nie juffrou Jolandi wat ons O, ken nie, maar wat deel is van ons almal se lewe nie. Ja. Ek dink sy's goed en was goed. Dit Ag, is nog steeds goed vir ons wonderlik. almal. Ja. Maar Jolandi Konradi ook, sy dogtertjie Luna. Luna was ook by Ja. Wonderwerkies. Ja. Selfe met haar, jy weet ek en deur dieselfde goed gegaan Ja. en wat dit makliker maak is praat. Ja. Jy weet, 100%. praat oor dit, praat met mekaar, deel waardeur jy gaan, waardeur Luna gaan, Ja. waardeur Danilo gaan. En so leer ons van mekaar en ons leer van mekaar se Ja. kinders en ons leer om die spektrum beter te verstaan. En sonder om te oordeel. Ja. Ek dink dit is die
Ons help mekaar sonder 'n oog van oordeel. Ja. Kom ons wees net hulle is anders, Ja. maar it's okay. Ja. Soos hoe boring sal die lewe wees as ons almal dieselfde was? Can you Ja, imagine? nee, daar voel ek dieselfde. En ek sê gereeld vir my man, dis eintlik so groot blessing dat Danilo se belangstelling heeltemal ietsie anderste is wat mamma en pappa van hou. En Ja. as hy tussen 'n klomp seuns is, hy is die een wat jy nie op 'n fiets gaan sien nie. Ja. Hy is die een wat heeltemal iets anders te gaan uitfigure om te doen. Ja. Ek sê hoe lekker moet dit nie wees nie dat Ja. jy's so min gefees. Yes. Jy's nie te in daai plus. boek. Yes. Kan ons nie almal leer daarvan nie, daar uit nie. Definitief. Don't fit in that box. Wees net Jouself. En die geluk wat dit hom bring om net homself te wees. Ja, definitief. Ons kan daaruit leer. Elke dag. Ja. Elke dag. Mens probeer so inpas. Ja, 100%. En wat baat dit ons eintlik? Niks nie. Niks. Voor ons klaar maak, wil ek net graag praat oor iets wat baie belangrik is. En ek dink baie ander mammas en pappas met autistiese kinders sal met hierdie kan saamstem. Hoe deel jy met kinderpartytjies en plekke waar jy na toe gaan, restaurante of speelplekke Ja. waar daar ander kinders is, ander mammas is. Ek wil ook vra van perspektief af van ouers wat nie autistiese kinders het nie. Dink jy dit is ook moeilik vir hulle, Ja. want hulle weet ook nie hoe om die situasie te hanteer nie. Hm? So, is dit vir jou, dink jy dis beter vir hulle om te vra? Is dit beter om stil te bly? As 'n autistiese mamma, wat sou jy verwag het van daai mense in plaas van oordeel en judge en jy weet snaaks aankyk en aanmerkings gee? Wat sou jy wou gehad het hulle moes doen? So dis 'n moeilike ene. Soos ek vir jou gesê het, ons gaan eet nie eintlik uit Ja. met Danilo nie vir die oordeel nie, net vir die feit dat hy kan nie stil sit nie. Ja. Hy sal letterlik na almal toe stap in die restaurant en met hulle begin praat en vra wat is op jou bord en hoekom eet jy dit en Fine quiz. ja. En dit het al gebeur waar mense ongeskik was met hom, jy weet, en ons Ja. snaaks aangekyk het en so. En ek moet sê voor Danilo, as ek en my man dalk in 'n restaurant gesit het of ons as familie, sou ek dalk dieselfde gewees het. Ja. Ek sou ook dalk gesê kyk hier stout kind. Ja. Want jy het nie Ek geweet het nie nie. geweet nie. 100%. Ek het nie geweet nie. So Ja. dis hoekom sê ek mens moet in die begin is dit moeilik en soos die tyd aangaan, weet jy hoe om sulke goed te hanteer. En dieselfde by kinderpartytjies. Ek is okay as mammas my exclude. In 'n gesprek. Ek is regtig okay. Ek en Tannie sal ons eie tafel kry and we'll be. En ek weet hy speel nie sommer met die ander maats nie. Hy sal 1 of 2, hy Ja. baie lief vir RG. Baie lief vir RG. En dis okay. Weet hy sal as ons na 'n partytjie toe gaan en of van byvoorbeeld RG is nie daar nie, hy sal met my wil speel. En dis okay. Ek los my goed, ek trek my skoene uit en ek is die ma wat Yes, by die Super Troops gaan slide met 'n verjaarsdagpartytjie en al die ander mammas sit. Ja. Of Ja. dis my wêreld. Maar soos ek sê, voor Danilo sou ek dieselfde gedink het. So ons kan hulle ook nie oordeel om maar dit maak dit nog steeds nie reg nie. Ja. So dis 'n baie fyn lyn en dit is Ja. baie moeilik. Ja, want hoe verduidelik ek nou vir iemand, 'n oom wat in die Spurs sit en sy ontbyt eet van 'n kind wat op die spektrum is. Ja. Mamma, jy praat Ja. so grootste onsin Ja, ooit. ja, Bestaan nie so ietsie. 100%. Hy het net gestaan word. Jou kind lyk regtig okay. Ja. Net 'n lekker Ja. pak slaag Ja, kry. ja. En ek dink baie keer met outisme is dit veral vlak 1 is dat daar is nie fisiese simptome nie. Ja. En ek dink dis wat dit so moeilik maak met Ja. baie ander sindrome soos Down-sindroom en daai tipe goed. Daar is kenmerkende Ja. gesigs en fisiese goed wat Fisies mens kan kan jy sien. Ja. Met outisme is daar nie. Ja, daar is nie. So dit is nie soos ek kan sien hy's autisties Ja. nie. En dit maak dit amper vir my half moeiliker. Dit doen en ek kry dit gereeld. Ja. Ehm But he looks fine. ja, he looks fine. Dit en die niere. Want dit is ook iets Ja. wat jy nou nie kan sien nie. Ja, ja. En
almal sê, "Ja, but he looks absolutely fine. There's nothing Yes. wrong with him." Yes. Dis ek, "Nee, dankie." Sure. But daar's baie meer wat mense nie weet nie. Maar soos ek Ja. sê, met Danilo wat hom weggee, is maar nou net die twinne Ja, en en die en die handjies. handjies. Ja, Ja, ja. veral as hy opgewonde is. Raak, Can't yes. stop him. Jy moet maar pas op vir jou gesig. Hy gaan opgaan. Hy Ja, gaan opstyg. ja. Is daar enigiets anders wat jy graag wou gedeel het? Ja, dit was en dit is nog steeds 'n journey. Ons weet nie Sure. wat die toekoms gaan inhou nie. Nee. Veral met skole. Ja, Van die skool waarna toe Danilo gaan 'n groot rol speel. ja. In sy ontwikkeling en die pad Definitief. vorentoe. So ons as ouers met Ja. kinders op die spektrum, Ja. ons moet 200% seker maak Sure. dat ons kind in die regte omgewing het. En nie net dit nie, maar it's gonna make or break them. Ja, En definitief. dit is 'n nogals vir my 'n baie belangrike stap om Ja. die regte besluit te maak. Ja, nee, dis 'n groot Dit ene. is. Dit is regtig 'n groot ene. So ja, soos ek sê die journey stop nie as hulle laerskool toe gaan Ja. of na 'n ander skool toe Ja. gaan nie, in die volgende fase van hulle Ja. ontwikkeling nie. Dis vir my eintlik baie belangrik dat Ja. ons hom in 'n baie goeie laerskool Ja. kry, wat hom gaan regkry Ja. vir die hoërskoolfase. Ja. Maar ja, ons is opgewonde, Ja. ons is bang. Ja, ja. Ons En is dis normaal. Ja, ons Dis is normaal. bang, ons is opgewonde, alles gelyk. Ja. Maar ons sien uit na die pad vorentoe Mhm. en ons is weer eens net so dankbaar Ja. vir almal wat deel is van daai village, Ja. wat 'n rol speel in dit. Jy weet, Ja. met al die skole, dan vra ek hierso en ek vra hierdie een en ek vra daai een. So Mhm. jy kry almal se insette, Ja. voor jy maar daai besluit maak, maar weer Sure. eens hulle het die laaste sê. Hulle het. Ek wil met jou deel 'n snaakse video wat ek gekyk het die ander dag. Dis so sussie en 'n boetie. Dan sê die sussie, "This is my brother and he suffers from autism." Dan sê die boetie, "I don't suffer, I just have it." Dink ek ja, dis baie waar. Ja, Yes, dit is. dis net iets hulle het dit en it's okay. Ja, It's it's okay. okay. There's good days and bad days. Ja. Maar ons moet daar praat. Ja. Ons moet daar praat en mekaar ondersteun. Ja. En nie skaam kry agter 'n Nee, diagnose glad nie. nie. Glad nie, En glad nie nie. voel dat jy alleen is nie. Mhm. Want daar is support groups op WhatsApp. Ja. Daar's support groups op Facebook. Ja. Daar is baie plekke om uit te reik om hulp te kry. Ja. Definitief. Definitief. En ek wil net sê die mense wat nie hierdie journey stap nie, hulle verstaan ook nie die finansiële implikasie Ja. van dit nie. So Vir jou ek haal my Um, hoed af vir julle. so ja, vir al die mammas en pappas en families wat deur dit gaan. Jy weet, Sure. sodra daar die woord Elsin gelink word aan 'n skool of Ja. kleiner klassies. Ja. Weet jy, kyk na R6-7 000 Ja. vir skoolfonds vir 'n kind wat graad R toe gaan. Sure. En dan terapie, Ja. dokters. Ja. Dis baie. So daar's baie tyd en energie, so ek haal ook my hoed af vir Ja. mammas wie se kindertjies baie meer intervensie nodig het Ja. as Danilo. Ja. Ek sê altyd ons is ook baie Ja. bevoordeel waar ons is. Ja. Ja. So ja, ek bid elke aand ook vir hulle. Sure. Dit kan nie maklik Nee. wees nie. So daar's baie aspekte tot die autism journey wat mense nie 100%. van weet nie. Die sielkundige het een keer vir ons gesê, if you've met one autistic person, you've met one. Yes. En ek dink dit is so waar want nie een autistiese kind of persoon is dieselfde nie. En dit's wat dit so special maak. Ja. Is dat hulle almal is anders en dit is die beauty daarvan, Ja. dink ek. Definitief. Ek vra altyd op die einde, as daar een gesegde of 'n motto is wat jy vir ander mense kon leer of toepas, wat jou motto is, wat die wêreld 'n mooier of net 'n kinder plek sou gemaak het, wat sou dit wees? Dalk nie noodwendige gesegde nie, maar net ietsie om na te laat. Ek het so baie gesien en beleef met Danilo wat in die hospitaal lewe. Ja, 15 hospitaal.
En hy geniet die aandag. Hy geniet dit om daar te wees. Sure. Maar die goed wat ons gesien het, die goed wat ons beleef het as ouers In die kindersaal. in die kindersaal met die spesialiste wat na ander kindertjies toe kom en wat ander mammas en pappas mee deel. Maak nie saak waardeur jy gaan nie. Daar's soveel om voor dankbaar te wees. Sure. Soos in rarig, like count your blessings. Ek Ja. beloof jou, dit is ek kan dit nie vir jou eintlik in woorde sit nie. Ja. Selfs met die nierkondisie, daar's kindertjies Danilo se ouderdom wat al 'n nieroorplanting gehad het waar jy weet geen medikasie het gehelp nie. Sure. Ons sit met 'n kind waar medikasie help Ja. vir die niere wat hom in Ja. remissie hou. Selfs met die ASD. Mammas wat vlak 3 kindertjies het wat Ja. in 'n there has to be an institution for Ja. safety reasons. Sure. So dankbaarheid. Ons is Dankbaarheid. so dankbaar vir ons journey en waar ons is, Ja. want dit kon soveel erger Gewees het. Sure. Nou dat jy dit noem, toe my skoonsister in die hospitaal was om geboorte te gee, nie so lank terug nie, so 3 maande terug. Toe is daar in die ander saal 'n dogtertjie wat oorlede is dieselfde tyd, 7 jaar oud. En dis net daai ironie van hierso kom 'n kind in die lewe en daar het 'n kind sy laaste asem uitgeblaas. En dan dit sit mens net in 'n ander perspektief van Definitief. ja, sure. Wees net dankbaar. Ja, en Om ons terug het te kom na ja, jou. ons het dit baie beleef in die hospitaal. Ja, Baie. sure. Is jy bang enigstens vir enigiets met die mediese diagnose en die nephrotic syndrome? Dink jy ooit aan die dood? Onthou die dag toe Dr. Bowden ingestap het in ons kamer en nou vir ons gesê het, luister, hierdie is nou die diagnose, hy moet nou oorgee aan die spesialis. He's a neonatologist. Ja. En as jy gaan Google, life expectancy, kom dadelik op. So as jy intik nephrotic syndrome in kids, life expectancy 4 to 5 years. Ja. So die dood staar jou Is dis ja, hier so in die oë. Maar weer eens, daar's soveel studies al gedoen en verbetering in die behandeling van nephrotic syndrome. En dis hoekom is ek so dankbaar vir Dr. Sinclair. It doesn't beat around the bush. Ja. Ons probeer hierdie ding onder beheer kry en so vinnig as moontlik en op dit bly en ons moet net ons deel doen as ouers elke dag. Maar dit bly 'n gedagte, Sure. because you never know. Sure. I mean, die kind het nie 'n immuunstelsel nie. Sure. Mm. En op dieselfde tyd kan mens net dankbaar wees want enigiets kan ook gebeur, né? So lewe net vir vandag en môre is nie it's not for certain. Nee, definitief, ekskuus. Nee, vat jou tyd. Kan ek jou daar sê. Is daar enigiets anders wat jy graag wou sê? Nee. Nee, nou nie, dankie. Dit was ongelooflik wonderlik om jou storie te kon deel. Ek sê vir jou baie baie dankie. Ek weet daar is autistiese mammas en pappas wat daar buite sit en ek weet jy het vir hulle insig en hoop gegee. Definitief, ek hoop so. Ja, en Ja. ek wil dankie vir jou sê daarvoor en vir jou en Danilo se pad. Ek hoop vir vordering en hoop en ek weet dat julle gaan hierdie pad stap en met jou weet ek tog definitief nie you're gonna cross all your T's and dot all your I's. So sterkte daarvoor. Dankie. Baie dankie. Kan ek jou Staan nog jy, staan nog saam.